Goeienaand almal. Ek het vandag die geleentheid om saam met julle 'n bietjie bid hier te hou. En ek wil graag 'n stukkie met julle deel. En ek moet sê die krediet vir hierdie enetjie is nie my eie nie. Dit is oom Dirk hulle en ek wil vir hulle net sê baie dankie vir die. En die stukkie wat ek by hulle wil leen, sy titel is 'n vaste vesting. Maar voordat ons daarna kyk, kom ons buig die hoofde en dan vra ons vir die Here se teenwoordigheid. O Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om by mekaar te kan wees. Dankie o Here dat U ons ook behoed en bewaar. O Here, dankie vir die tyd en die geleentheid wat ons kan saam spandeer en ons wil vra dat U asseblief dit vir elkeen van ons sal die moeite werd en waardevol maak. Amen. Nou ja, ons begin vandag met 'n teksie en die teksie wat ek met julle wil deel is Psalm 118 vers 8 en dit sê: Dit is beter om by die Here te skuil as om op mense te vertrou. En ongelukkig in my lewe tot nou toe moet ek erken, dit is absoluut die waarheid, want ongelukkig is mense nie altyd vertroubaar en of betrouenswaardig nie. So 'n mens se beste is definitief by die Here. As 'n mens kyk deur die geskiedenis, is daar in die verlede baie versterkte stede en vestings en kastele gebou. Ons weet nie vreeslik baie van presies hoe hierdie goed gewerk het nie, maar ons weet dat hierdie hoofsaaklik gebou is om mense te beskerm. Nou die argeoloë het al heelwat opgrawings gedoen om te kyk na hierdie tipe van goed en hoe die mense gelewe het. Ek persoonlik is baie lief daarvoor om te gaan kyk na veral kastele en nie te lank gelede het ek die voorreg gehad om 'n bietjie in Ierland te kan rondloop en ons het daar verskeie kastele gaan besoek en ek het dit ongelooflik baie geniet. Dit was vir my vreeslik interessant om te sien hoe groot, hoe sterk en hoe indrukwekkend hierdie kastele eintlik gebou is. Het was ook interessant oor sommige van die plekkies en jy kon rondkrap en kyk en 'n idee kry van hoe hulle geleef het binne in die kastele en dit was vreeslik interessant vir my gewees. Natuurlik, toe ek hierdie stukkie lees, toe een van die eerste gedagtes wat by my opgekom het, was een van die grootste en eerste versterkte stede waarvan ek weet, is dit wat ons natuurlik in die Bybel lees. En hier dink ek spesifiek aan die stad Jerigo en hoe die Israeliete die beloofde land moes ingeneem het. Nou, voor dit kan 'n mens dit natuurlik nog 'n bietjie verder terugvat. Jy kan kyk na 'n stad soos Babel, Babylon, die toring wat gebou is ensovoorts. So daar is nogal in die geskiedenis heelwat sulke plekke beskikbaar en waarvan ons weet. Die idee is dat hierdie plekke is gebou spesifiek om die mense wat daar bly te beskerm. Natuurlik, dit het groot invloed gehad op die koninkryke, die regering, sosiale stelsels ensovoorts, maar die hoofsaak daarvan was eintlik vir veiligheid. Die goed in die verlede is vir my verskriklik interessant en om te gaan kyk na die geskiedenis en hoe die mense geleef het ensovoorts. Natuurlik, die interessantste van alles is, omtrent al hierdie versterkte stede en vestings en forte het op een of ander tyd, een of ander plek, in een of ander oorlog het hulle geval. Omtrent almal van hulle is oorwin. Ek kan nie so vinnig dink aan enige een van hulle wat nooit ingeneem is deur enige iemand nie. En vir die van julle wat belangstel, julle kan gerus gaan kyk na die verhaal en die val van Masada in Israel. Ook 'n baie interessante stukkie geskiedenis om na te gaan kyk. Natuurlik, vandag in die lewe waarin ons vandag lewe, een van die groot goed waarmee ons te doen het, is natuurlik kernwapens en oorloë ensovoorts. En die idee agter kernwapens is dat 'n kernwapen is eintlik gebou om ander mense te verhoed om jou aan te val. Met ander woorde, dis 'n tipe van beskermingsmeganisme om vir die mense te sê, luister hierso, as jy met my gaan moeilikheid soek, ek kan vir jou baie hard en herhaaldelik terugslaan en hard klap. Nou, vandag is dit nie net kernwapens wat interessant is nie en die afgelope tyd veral oor die radio wat ek
geluister op pad en werk toe, is daar heelwat wat gepraat word oor die kernwapenprogram wat hier in Suid-Afrika aan die gang was. En natuurlik is daar ook, dit is baie goed bekend dat Suid-Afrika wel kernwapens gebou het en dat sommige van die materiale, het klink dit vir my, is nog steeds beskikbaar en daar is sommige mense wat dit bitter graag in die hande wil kry, maar dat die basiese wapens en goeders heeltemal uit mekaar uitgehaal is en dat die hele program in Suid-Afrika aan bande gelê is en heeltemal uit mekaar gehaal en vernietig is, dat daar nie meer enige sulke wapens beskikbaar en is en gevaar kan wees nie. So, ten spyte van al hierdie goeders, as ons kyk vandag, die meeste oorloë word gevoer vanaf duisende of honderde kilometers ver van waar die vyand jou wil aanval of slaan. Ons kyk deesdae na veral tegnologie soos hommeltuie wat gebruik word, en veral as 'n mens daaraan herinner word dat al hierdie beskerming wat die mens vir homself in plek geset op die ou einde van die dag nie regtig waar enigstens effektief was en nie regtig waar die mense beskerm soos wat hulle wou gehad het nie. En dan kom die vraag op, waar kry jy as Christen jou veiligheid en jou vesting? En hier dink ek is die beste om ons weer te wend na die Bybel. Kom ons kyk na 'n paar verse. Psalm 146 vers 3. Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie. So wees versigtig, prinse natuurlik, owerhede, wees versigtig vir hulle, want op die ou einde van die dag, hulle kan jou nie altyd beskerm, en definitief is hulle nie daar vir jou heil nie. Dan leer die Bybel vir ons 'n belangrike ding. In Psalm 132 vers 7. U is 'n skuilplek vir my. U bewaar my vir benoudheid. U omring my met vrolike gesange van bevryding. So waar moet ons onsself wend? Na die Here toe, want daar kan ons weet dat ons veilig is. Nahum 1 vers 7 sê, die Here is goed, 'n toevlug in die dag van benoudheid. Hy ken die wat by hom skuil. En die wat by hom skuil, herinner my aan die vele gelykenisse binne in die Bybel, waar daar gepraat word van die skaap en die herder. Spreuke 18 vers 10. Die naam van die Here is 'n stertoring. 'n regverdige hardloop daarin en word beskud. En dit is baie waar. Ons werklike skuilings is net standvastig as dit by die Here is. Dwars deur die Bybel lees ons van beskerming, vesting en die feit dat God vir ons 'n toevlug is. Dan kom die vraag, wie is jou toevlug en beskerming? Vertrou jy op die Here en ken jy hom so goed dat jy na hom toe sal en kan vlug? Psalm 91 vers 1 sê, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. En dan wil ek ons terugvat na ons aanvanklike teks toe, Psalm 118 vers 8. Dit is beter om by die Here te skuil as om op mense te vertrou. Nou, broers en susters, die idee is dat hier 'n biduur moet wees en ek wil graag vir julle vra. Bid vir julle self vir beskerming. Bid vir julle familie vir beskerming. Bid vir jou geliefdes vir beskerming. Bid vir jou vrou. Bid vir dit wat die Here aan jou toevertrou het. En dan wil ek vra dat julle asseblief weer eens die hoofde sal buig en saam met my sal afsluit. Kom ons buig die hoofde. Dankie Vader dat U vir ons 'n skuilplek is, dat U ons rotsvesting is, dat U ons toevlug is in die tyd van storms. O Here, en ons weet die wêreld is so onseker en dinge gebeur so vinnig en baie keer onverwags. Daarom wil ons vra, Here, dat U asseblief ons sal help om U so goed te kan leer ken, dat ons in elke krisis, in elke nood, volle vrymoedigheid sal hê om na U toe te kom,
om al ons probleme voor U te kan lê, o Here, en om op U te vertrou vir beskerming, want ons weet, op die mens kan ons nie vertrou nie. En ons weet, o Here, elkeen van ons is al teleurgestel deur mense wat ons gedink het vir ons 'n beskerming sal bied. O Here, wees nou saam met ons, wees saam met ons geliefdes, wees saam met ons familie. O Here, en elke ene wat kyk na hierdie boodskapie. Ons het geliefdes, o Here, somtyds verspreid oor die lengte en breedte van hierdie aarde. Wil U asseblief vir ons en ook ons geliefdes behoed en bewaar. O Here, sodat ons by U kan uitkom. Ons vra dit, o Here, in U groot en heilige naam alleen. Amen. Baie dankie broers en susters, ek hoop julle het julle tydjie saam met my geniet, en sterkte vir die res van die week.